deel, hoop te gee en 'n impak te maak in die wêreld daar buite. Dan het ons verjaarsdag aan die huweliksherdenking hierdie komende week. Die 19de het ons eie Ludwig Noordemeer. Geen net om my hande kant. Dan dieselfde dag het ons vir Zenaida Rode. Sy moet eintlik ook so hande klap kry, maar okay. Die 20ste is Zaiden Fransman en dan ook ons eie Lizet. Hy saam. Dan die 21ste Wanda Hoorn, Hendrik Vermeulen, Pina Arnel. Dan die 22ste ook ons eie Charlene Lambrechts. Dan ook die 22ste Jeanette Conradi, Marnie Marais, Patricia Wingrove, die 23ste Juliana Denter, William van Zyl, die 24ste is van die Silla Barnard, 91 jaar oud. Wow! Dan die 24ste Nick Greef en Matthias Vattegoedien. Dan asseblief as julle die mense se nommers het, stuur asseblief vir elkeen 'n boodskap. Dit is lekker om 'n boodskap op jou verjaarsdag te kry en 'n seëning te kry van 'n persoon saam met wie of wat jy ken in die kerk. En ja. Dan het ons eenvang aan Dinsdag 20 Augustus. As jy wil weet waar AGS Nuwe Lewe gaan, in die bidkamer hier agter vir jou, dat jy registreer by die kantoor. Dan het ons sop en vetkoek verkope, wat volgende Sondag deur Water van die Kids Jam kinderbediening na afloop van die oggendfeesgeleentheid is R30 vir sop en lekker vetkoek. Bestelling kan geplaas op by Christie of by die kantoor. Dan het ons die youth takeover hierdie Sondag wat kom. Nou die daai kinders werk verskriklik hard agter die komberse. Agter die skerms. Dis oor dit by komberse en hulle weer slaap sit. Maar hulle werk verskriklik hard agter die skerms om vir julle 'n goeie bediening aan te bied. Hulle doen alles van die media af, regter met die worship en hulle kom bedien julle met die woord. Die kinders kan ook die woord vir julle bedien. Dan het ons AGS familie naweek, die 6de en 8de September met Lenet Beer. Die Vrydag aand is dit vir jou hele gesin en is R20 per persoon en R50 vir 'n volle gesin. En dan die Saterdag oggend is dit vir al die mammas en al die vrouens. Sy gaan vir julle aanbied oor super selfbeeld. En dan die Sondag aand gaan sy ons dan bedien. Ja, die kaartjies is beskikbaar ook by die infotoonbank. Jy kan by die infotoonbank die kaartjies ontvang. So geniet die, kan ek sê geniet die fees. En dan, ek sien nou so Saterdag 26 Oktober is op my lysie hier nie, is die gemeentefees. Dit gaan lekker opwindend wees, ons gaan lekker kuier saam met mekaar, dit is altyd lekker, ons eet ook baie lekker by daai fees. En dis die familienuus vir vandag. Dan die feesgeleentheid. Nou ja, ek is ook aangevra om die medewerkers kan ons al gereed van, kan ons finansiële bydrae gereed kry. Dit is 'n stukkie lees hierso wat ek neergeskryf het. 2 Korintiërs 9 vers 7 sê, laat elkeen gee soos hy hoe hy in sy hart voordeel, nie met 'n droefheid of met uit 'n droefheid nie, want God het blymoedige gewer lief. Daarom moet ons gee, soos die Gees van die Here jou lei om te gee. So wanneer jy gee uit jou hart uit, gee omdat jy wil gee, nie gee omdat jy moet gee nie. Ek sê gee omdat jy moet gee nie. So die medewerkers kan ons maar die opvraag gee. As verskillende maniere ook dat jy kan gee, jy het 'n werkie, jy het oorbetaal en dan het ons net gekry. Was dit kan hoe jy daar ding kom. Baie dankie. Terwyl die medewerkers besig is om die mandjies op te stuur, wil ons uitnooi om saam met ons te staan, ons is opgewonde en genade en van die Here te wees. Dis net om julle te sien. Amen.
Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Terwyl ons sing, besef ek die kruis, die feit dat die voorhang geskeer was, die feit dat Jesus gesterf het vir ons vrye toegang gegee om 'n verhouding met God te kan hê. En Paulus sê dat God se hart is vir hom bo ons verwagting te kan gee. Alles wat ons nog vra, sal ons in die naam van Jesus vra. Net soos ons gaan sing, kom ons sing en verklaar met ons mond. Want die woord sê geloof kom deur te hoor. So al glo jy nog in die hart, die sing het, asof jy dit glo. Amen. You are here, working
Sing it, church. Oh, even when I can see that you're working, even when I can feel that you're working, you never stop working. Yeah. Oh, even when I can see that you're working, oh, even when I can feel that you're working, you never stop working. You won't wait my God. In the name of Jesus, every depression will lift. In the name of Jesus, chains will be broken. Jesus, the one who heals. Jesus, the one who mends the broken hearts. Give us oil for joy, beauty for ashes. Jesus, He's the one. He's the one that restores us. You're the way maker, Lord. Wherever you stand by us, but here, as I lift up your heart to sing, maximum for the voices in the voice. You're the great I am. Break and change.
zaligheid en net dankie dat dit nie woorde is genoeg. Dankie dat alles in ons bring. Jy weet, dankie dat wonderlike Abba Vader wat jy is. Thank you that you are the greatest. Thank you that we can praise your holy, holy name. Thank you that we know you are everlasting. U is tot die einde daar, liewe Here. Daar is nie 'n eindbestemming nie. Dit hou nooit op nie. Ons kan nie altyd hoop vir U wees. Thank you, Jesus. Dankie, Jesus. Ons gee vir die wonderlike aanbiddingspan. Goeienaand almal vir die wat ek nog nie gegroet het nie. Dit is lekker om vir julle almal hier teenwoordig te hê vanaand. Ek het al klaar so 'n paslike water gehad en ons moet klaar droog al. Pastoor Robert het vandag pastoor Robert. Lekker naweek gehad. Bly julle is. Ons het so 'n maand, 2 maande terug het pastoor Robert vir ons gevra as ons elke 'n stukkie gedoen van 'n gedeelte. En ek het al 2 maande terug al toe die goed gegee het, ek al begin voorberei. Goed op die rekenaar gesit by die werk, uitgeskryf, so regte skolier, alles, die boek gevat en alles weer geuitskryf en gaan sit op die rekenaar weer geuithaal en inhaal in. So dit was 'n hele proses vir my en ek ewig dankbaar vir pastore wat ons challenge om die goed te doen want dit laat ons groei al. Dit is 'n groot taak, maar moet dit al klaar droog gaan weer. Maar dit laat 'n mens groei, dit laat 'n mens groei in die lewe en nuwe goedes ervaar. En kan julle glo, ek's môre 45 jaar oud. En ek het die eerste keer in my lewe 'n PowerPoint gemaak. Kan julle dit glo? En ek het met hierdie opgevra, daai opgevra. So vanaand se PowerPoint gaan baie bedrywig wees. Want ek het daai knoppie agtergekom en ek het daai ding agtergekom, so dit is slideshows in en slideshows uit en kleur en geur en ja, dit was nogal 'n ervaring. En dit is eintlik 'n hele ander data. En nou vir my kyk hier. Want as ek vanoggend op pastoor Heinrich kyk en ek kyk op pastoor Robert, dit is net so gemaklik. Hulle is al so lank in die bediening, dit vloei net hulle uit. En ek was maar swak op mondeling op skool, so ek gaan julle soos aan julle gaan dit sien. Maar ek het voorberei. En ek hoop julle gaan nie vanaand se woord. Nou ons doen die reeks postuur en ons het nou al sit gedoen net om hulle wat is Willem en Philip en dan pastoor Elisma laasweek die eerste stukkie van Walk gedoen en waar sy het ons verduidelik dat ons deur die kruis moet werk om na ander mense te kyk en ander mense te benader. Nou ek gaan dit nou net verder van die tweede gedeelte en ons as mense het maar van dag 1 af van Adam se dag af kon ons besluite maak. Ja, nee, reg of verkeerd. Maar vandag as ons werklik Christene is en die Heilige Gees met ons gesels, hoef jy as mens nie die besluit te maak nie. Maar as jy gaan terugsit en jy sit in die heerlikheid van God, dan gee die Heilige Gees vir jou die leiding watter kant is reg en watter kant is verkeerd. En dis waar ons moet wandel. Want jy is vernuwe in Christus, jy is 'n nuwe mens. En dit is baie belangrik dat ons moet weet en ons moet vertrou op God en nie sommer altyd op ons eie wil nie. En ons moet ook werklik weet wie is Jesus in jou en wie is hy in ons. Too many are acting, ek gaan nou Engels opgooi. Too many are acting like Christians in vandag se lewe. And they're not living as Christians. Hulle lewe 'n geestelike lewe, praat 'n geestelike lewe, praat met 'n geestelike tong en het selfs 'n geestelike houding, maar hulle doen dit sonder Christus. En as jy nie vol is van Christus nie, hoe gaan jy jouself uitbeeld? Hoe gaan jy jouself Christus na vore toe bring? Nou, as iets baie spontaan in jou is, ons vat vanoggend se MMA fight, ek het almal gekyk, ek het verslaap, en toe kyk ek net vir die highlights. Gister se rappie, as jy vol is van iets, as jy vol is van sport en jy, as dit om mans of om vrouens kom by mekaar, dan is dit so gemaklik. Die rappie kom uit en die boks kom uit en dit kom uit, want dit is spontaan. Dis selfs as bijvoorbeeld Afrikaans. As iemand nou vir my vra, ek moet Frans of Chinees leer of ek weet nie wat ek gaan sien. Dit gaan nie regklik, dit gaan geforseerd, waar Afrikaans soos nou dit
Dit borrel net uit jou uit en dis hoe ons Christendom vandag moet wees. As ons by mekaar kom, dan moet net uit jou uitvloei jou Christendom. En hoe ons dit moet doen, the key is not to try but to trust in the Lord. Yes. En in die Heilige Gees. Our life is the life of Christ, meditate in us by the dwelling Holy Spirit himself, and the law of that life is spontaneous. Wanneer ons Christendom natuurlik word by ons, jou woorde, jou gebed, jou alledaagse lewe, dit gaan net so spontaan voorkom en jy gaan so geseën wees. Baie kere kom ons by probleme, situasies, keuses, reg en verkeerd, waar ons moet besluite neem. Maar as jy as mens, en as jy vol is van God, hoef jy nie hy keuses te maak nie, want God het op jou wysheid gegee. Jy het Christus, He had made unto us wisdom from God. Ek daar baie keer met vorige ander, ek was so baie gepreek, maar nog 2 keer, en met die doop het ek gepraat, as jy elke dag in God se woord leef, en jy konstant met God praat, gaan ons denke verander. En vandag toevallig, ek is op gesiggie boekie, en ek sien 'n prentjie daar, if you don't fill your mind with the word of God, en hier is die waarheid, the enemy will fill it with fear, anxiety, stress, worry and temptation. Is dit nie waar, ons elke dag se lewe vandag, daar is soveel dinge wat gebeur, en die mense sê, daar gebeur dit nou. En dat ons regtig aan die Here moet vertrou, en hom by ons het, en ons gevul wees met hom, dat ons nie hoef te stres oor die worries van vandag se lewe. Dit is sekerlik maklik gesê as gedaan, daar kom elke dag maar iets vir jou pad, wat vir jou slag soos 'n muur. En dan wil 'n mens altyd op jou eie wil, jy wil deur hierdie muur bars. En baie keer word verkeerde besluite gemaak. So ons het baie getoets deur die lewe. The Spirit of life in Christ Jesus continually communicates to us His standards of right or wrong, and with them the attitude of the Spirit with which difficult situations may make. Al sê het maar net weer vir ons, jy het die Heilige Gees om hierdie situasies te takel. Elke dag se lewe, in jou skool, in jou werk, daar waar jy wandel. Maar ons moet die principle van die kruis leer. Dit is wat ons moet verstaan. That our standard is not the old, but the new man. Ephesians 4 vers 17, die slideshow, kyk my PowerPoint. Is die next knoppie. Awesome. Kan jy dit sien? Okay. The new man. This I say therefore and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling, have given themselves over to lordliness, to work untends from greediness. But you have not so learned Christ, if indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to deceitful and lust, and be renewed in the spirit of mind, and that you put on the new man, which was created according to God, in true righteousness, which was created according to God. You are created according to God. Elkeen van ons wat hier sit. And God will make every man or woman perfect who has faith in him. Filippense 1 vers 6. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on in completion until the day of Christ. Tot die dag wat die Here jou kom haal, gaan die Here elke dag met jou werk. He will never stop working with you. But also, you will never be half saved, but fully. God maak klaar waarmee begin het. God make you perfect because you are his copy. Jy's die blueprint van Jesus. Is jy gemaak. Die volgende slide. Kyk dan terug om weer. Kyk op in. Sien jy lekker iets geleer? Nou ons almal ken daai baadjie. What would Jesus do? Ek sien Nicoline. Sy het hom aan vanaand. Nou baie keer as ek net maar die baadjie op die kinders hande, wonder mense, hulle sê what will Jesus do, maar
weet hulle regtig waar hoe om dit te impliseer in die lewe. Nou Efesiërs 1 tot 6 kan opgedeel word in 2 dele. Efesiërs 1 tot 3 en Efesiërs 3 tot 6. Nou Efesiërs 3 tot 6 sal ek sê kan mens koppel aan wat moet Jesus doen. Nou die eerste gedeelte gaan ek net gou vinnig kortliks verduidelik. Hoofstuk 1 tot 3 is the grace of God. Spiritual blessing which believers have in Christ. Thanksgiving and prayer for the readers. By God's grace we were freed from the power of sin and Satan, reconciled to God and saved to do good works. The mystery of Christ is revealed in the spirit and the strength. Nou die volgende is dat as ons kan lewe tot dit in werklikheid, elke dag. En die what will Jesus do prinsip. En Pastor Elisma het ook laasweek daaraan geraak. Live according to God's gift and offer a challenge for unity in a new humanity. Nou hier is net kort opgesom. Maar for you, do we live in unity? Every effort to maintain the unity of the Spirit in the bound of peace, unify all of us in unity. Do you love, walk in love? Are you children of the light? And it's talking about relationships between husbands and wife. Number 6, it teaches children, parents, people how to treat each other with love and respect. Ons het vanoggend gehoor Pastor Heinrich praat van ons moet ons naaste lief hê soos onsself. En wie is jou naaste? Soos wat Pastor Heinrich sê, maak so, is daar een langs jou. Dis die een langs jou as jy môreoggend gaan petrol ingooi. Dis die man langs jou by die shopping mall. En dit is baie keer moeilik om almal op daai manier lief te hê. Want daar is maar die ou wat jou tempteer by die werk en wat jou dag wil omkrap en misslik maak. By die skool, daai boelie wat jou tackle. Kan jy hom verdra? As is what will Jesus do? Dan is dit implementeer. Nou in die boek wat ons voorberei, postuur, die boek Stand, Walk en Sit. Is daar 'n storie, maar ek die storie sommer in Engels en in Afrikaans verduidelik. Dit is ook al in China iewers. Nou, daar het 'n vrou geslaap in haar huis en daar het 'n inbreker gekom en obviously inbreker raas ons nog maar baie keer, glo ek. En die vrou het wakker geword. En ek glo sy daar sit, obviously haar geloof in die Here gesit van wat nou? En dalk what will Jesus do in werking gesit. En sy het vir die persoon gaan kos maak. En die man genooi om te kom eet en vir hom die huis se sleutels gee. Neem aan, dan sê nie wat is dit so neem of die huis sleutels of die kar sleutels. Ek weet nie wat jy wil hê nie. En die man het begin skaam kry. En die Here het begin werk en hom en hy's net daar is hy bekeer. En ek gaan dit simboliseer en ek weet nie hoe ek reg moet sê nie. Gaan jy vir die dief in die nag kos aanbied? Gaan jy vir hy boelie by die skool nooi, kom ek koop vir jou kakao by die kiosk, kom ons sit te gesels. Gaan jy die ou by die werk nooi, wat jou tempteer, kom sit by my vanmiddag by langs, kom ons gesels. En dit is die what will Jesus way doen, dat ons mense op 'n ander manier moet benader. May the Lord teach us the whole principle of Christian life, that we go beyond what is right to do. Kom ons gaan verder, which is well pleasing to Him. Dit gaan nie meer oor ons nie, maar het gaan oor God, en wat ons vir hom gaan doen. En as ons die volgende slide, ook in Efesiërs 4 tot 6, omdat ons met die walk prinsip besig is, walk in unity, walk in newness, walk in love, walk in light, walk in wisdom, walk in the spirit, and walk in home. En walk in home praat maar oor die huisgesin, manne, vrou en kinders. Nou, walk, soos ek die heel aantal hier doen, is iets wat is progressie, dis is beweging. Niemand van ons loop agteruit nie. Jou doel is nie agter jou nie, doel is voor jou. As jy werk te loop, as jy skool te loop, jy's doelgerig. Jy loop vorentoe na iets toe. Jy het iets wat jy wil bereik. Ephesians 5:15 to 17. See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore do not be unwise, but understand the will of the Lord. In hierdie skrif is 'n duidelike vergelyking getrek op bekende van tyd, wysheid en foolishness. Do you walk as wise? Stap jy met 'n doel in die lewe? Koop jy die tyd uit
Of hang ons maar nog een kant en wag vir ons tyd om te kom? Wat is die wil van God in jou lewe? Weet jy wat is die wil van God in jou lewe? Wil hy dalk hê jy moet wys wees? Wil hy dalk net hê jy moet gereed wees? Wil hy dalk hê jy moet hom loof en prys? Of wil Jesus net werklike verhouding hê met ons elkeen? Ek dink die Here soek werklike verhouding met ons elkeen. Nog verder, ek het baie lees wat nog. Matthew 25, 1-13, Pastor Robert het ook laasweek van dit genoem, in die oggenddiens, van die 10 virgins. At the time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish one took their lamps, but they did not take any oil with them. The wise one, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time coming, and they all became drowsy and fall asleep. At midnight the cry rang out, "Here's the bridegroom, come out to meet him." Then all the virgins woke up and trimmed the lamps. The foolish one said to the wise, "Give us some of your oil, our lamps are going out." "No," they replied, "there may not be enough for both of us. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourself." But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later the others also came. "Lord, Lord," they say, "open the door for us." But they replied, "Truly I tell you, I don't know you. Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour." Revelations 14, the Lamb and 144,000. Then I looked, and there was before me the Lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000 who had his name and his father's name written on the foreheads. And I heard a sound from heaven like a roar of rushing waters, like a loud peal of thunder. The sound I heard was like the harpers playing the harps, and they sang a new song before the throne and before 4 living creatures and the elders. No one could learn the song except 144,000 who had been redeemed from the earth. These are those who did not define themselves with women, for they remained virgins. They followed the Lamb wherever he goes. They were purchased from among mankind, and offered as first fruits to the God and the Lamb. No lie was found in the mouth and the blameless. Nou first fruits op enige boom, appelboom, vrugteboom, die eerste vrug, daar's altyd die eerste vrug. En daai vrug is die beste vrug van die hele harvest. En al wat die Here wil hê, he wants the first fruit. Is jy nog by die harvest? Harvest raak later uit. Is jy nog besig om ryk te raak, of is jy deel van die first fruit? Nou die first fruit is net die wyse maagde wat genoeg olie gehad het. Hulle was voorberei. Die ander 5 maagde wat later by troue aangekom het, hulle kon nie ingaan nie, want hulle was nie gereed nie. Jy kan nie later by die hemelse poorte kom en vra, het jy die poorte klop, Jesus, ek is nou reg, my harvest, ek het nou ryp geword, kan ek inkom nie? Die Here gaan verwaarlik sê, soos ek die unwise maagde gesê, I don't know you, is te laat, jy moet reg wees, wanneer die Here sê ryp om hom. Die 10 maagde het almal olie gehad, hulle almal het iets gehad, maar 5 het nie genoeg gehad. Jy moet gevul wees met genoeg, dat jy reg is wanneer die Here kom. Pastor Robert sê het baie, moenie net 'n seed hom 'n Christen wees nie. Jesus also said to his disciples, not to be disciples, but be watchful disciples. En selfde nou, ook om hierdie storie net te bevestig, of net 'n bietjie meer clarity te gee. It says that the 5 came to the door and said, Lord, Lord, open to us, Matthew 25. What door? Certainly not the door of salvation. If you are lost, you cannot come to the door of heaven and knock. When therefore the Lord says, I know you not. But he surely uses these words in some such limited sense as the following illustrates.
Die Here sê, ek ken jou, maar eintlik ken jy jou. Jy was net gereed. In Shanghai, the son of a police court magistrate was arrested for careless driving. He was brought to court and found his father sitting on a magistrate bench. Court procedures, wat in Engels, procedure? Dankie, is more or less the same in the world over. And so the boy was asked, what is your name? What is your address? What is your occupation? And so on. Astonished, he turned to his father. Sy pa sit daar bo, sy pa sê regtig, Father, do you mean to say you don't know me? Rapping on the desk, the father answered sternly, Young man, I don't know you. What's your name? What's your address? He did not, of course, mean by this that he did not know him at all. In the family and in the home, he knew him. But in that place, at that time, he didn't know him. Though still the father's son, the boy must go right from the court to pay his fine. Yes, all the 10 virgins had oil in the lamps. Maar hulle was nie, die ander 5 was nie gereed nie. Ephesians 5:18, and do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Hoeveel te meer is jy gevul? Jy wat die wessel is van Jesus. Waarmee is jy gevul? Is jy gevul met die goedheid van God? Is jy gevul met die Heilige Gees? Of is jy gevul met die wonderlike dinge van die wêreld? Waarmee hou ons onsself besig? Hoe lang gaan jou lamp brand? Gaan jy gered wees as die Here kom? En daar's baie maniere waarop ons onsself kan vul. Dis nie net op 'n Sondagoggend en 'n Sondagaand nie. Dis reg deur die week wat ons onsself moet vul. As ons bly in die woord, bly in sy teenwoordigheid, heeltyd in hom gesels. As jy jouself heeltyd vul met die Gees. As jy deel is van groepies wat ons het en met mede-gelowiges by mekaar kom, dis ons mekaar heeltyd moet vul. Om heeltyd in die teenwoordigheid van God te wees. Matthew 25:13, What's therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Ons weet nie wanneer die Here kom nie. Ons weet nie wanneer die Here sy bruid kom haal nie. En nodig om heeltyd gevul te wees. Be filled is the unusual expression used here in relationship to the Holy Spirit. Ons moet toeganklik wees om heeltyd gevul te word. En dit is nie 'n buitelike proses, dis 'n internal process. To be activating of the Holy Spirit within our spirit. En die beste van alles in die Bybel sê dit ook. Jy as individueel hoef dit nie alleen te doen nie. Ons is 'n gemeenskap, ons is 'n familie in Christus om dit saam te doen. Ephesians 5:19, speaking to one another in psalms and hymns and the spiritual songs, singing and making melody in our heart to the Lord. We must be in oneness with the Spirit. Revelations 14, the fullness of the Spirit is given to us that we would sing together a new song before the throne. Ek glo in my eie lewe, as ek geweet het wat ek vandag het in Christus, het ek al lankal die fullness gaan soek. En nie uitgestel of afgestel nie. Want ek wil nie by toe deurkom, wat die Here sê, ek ken jou nie. Our God is an unchanging God with an unchanging will. Then be wise, redeem the time, koop die tyd, maak seker jy het genoeg, maak seker jy is genoeg gevul met die heiligheid van die heiligdom. Ephesians 3:19, that he may be filled unto all the fullness of God. Jy kan nie meer uitstel nie. As jy skoliere, onderwysers, ons almal werk met penne, as jy 'n leerpen het, waar gooi jy hom? Oeps, daar maar gat uit. Jy moet altyd vol wees. 'n Pen moet vol wees om gebruik te word. The wise provide God with what he wants. We must know the will of God and be instantly available for his works. Apostle Paul, he was consumed with a burning passion. God's purpose for us is bound up with the fullness of the times. He hoped in Christ. Soos laat afgelope tyd gepraat het van he was hoped in Christ by resting in salvation. Hy het ook eens gaan sit en die fullness van God gaan soek. He was resting in salvation that is yet to be fully revealed in the ages to come. Maar wat gaan doen Paul toe? Ek gaan weer in die Afrikaans en dan gaan ek in Engels lees. 1 Korintiërs 9
Vir die swakkes het ek soos 'n swakker geword om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword om in alle gevalle sommige te red. En ek doen dit ter wille van die evangelie dat ek 'n deelgenoot daarvan kan word. Weet julle nie dat wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop sodat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat die wedstryd deelneem, onthou om dit alles, hulle nogal om 'n verwerklike krans te ontvang, maar ons is onwerklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Paul says, I therefore so run, not as uncertainly. Hy het die wil van God geken en hy het gehardloop daarmee. Filippense 3, I press on towards the goal to win the heavenly prize of the upright call of God in Christ Jesus. Baie kere dan wonder ons, hoekom het ons so lank gewag om die Here te aanvaar en ons lewe te verander? Die tyd is kort, tyd is min. Raak 'n first fruit. Besluit om die Here aan te neem. God het jou nodig, elkeen van ons. En dit is om 'n instrument in God se koninkryk te wees, om sy koninkryk uit te brei. God needs you to be the mission in his words. Hy het nie gebou nodig nie. He needs you. Ephesians 5:16. Making the very most of your time. Wat sal wees making the very most of your time on earth, recognizing and taking advantage of each opportunity, using it with wisdom and diligence, because the days are full. Making the very most of your time on earth. God wil hê ons moet ander skape maak. Ons moet ander disippels maak. Dit gaan oor tyd. Hoeveel tyd het jy nog oor? Wat gaan jy doen met jou tyd? Gaan jy besig raak met die werke van Christus? Waarvoor is ons besig met die werke van die mensdom? Ephesians 1:18. Having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you. What are the riches of his glorious inheritance in saints? Jy, ek, almal wat hier sit, is 'n erfgenaam van God. Jy is syne. Jy is Jesus se broer. Hy het ons geskape in his image. Jy is ontvangbaar. Die Here het jou lief. Alles kom jou toe. And then may we walk aan amper land. Kilwaard hoog. And then may we walk, no, run like Paul, as those who understand what the will of the Lord is. As jy weet wat die wil van God in jou lewe is, hardloop met dit. Met ons het gepraat van sit en stap. Maar ons gaan nou oorskakel, ons gaan 'n bietjie spoed vang. Hardloop na jou prys. Your heavenly prize. Maar jy moet weet, soos hulle gesê het, don't run uncertainly. Jy moet verseker weet waarmee jy hardloop, met wat se wil van God jy hardloop. Maar weet seker waar God jou wil gebruik. So net maar sê gaan lekker mee oor onsself en wat gaan oor God. Tyd is min. Kom ons probeer the what will Jesus do? Ons motto raak in ons lewe. Gaan sit terug in God se glorie. Praat met God met elke ding wat in jou lewe kom, elke struggle wat ons laat elke dag, elke iets wat gebeur. Dis baie keer mense raak net so, jy raak net so hyper en jy wil net go. Kom, ek maak die besluit, ek maak daardie besluit en jy gaan net, jy wil net die dag wil net klaar kry. Kan ons daar 5 minute vat en net sê, kom ons raak rustig. Raak die woordigheid in God. Ons kan gaan na die Bybel toe, maar die Bybel net daar by die huis. Ons het self net daarop gaan die Bybel lees. En raak net rustig in elke situasie en regtig gaan sit terug en praat net met die Here. Gaan na die kombuis toe in die werksplek, maak die deur toe as jy kantoor te wees en raak net rustig in die teenwoordigheid van die Here, vra die Here, wat nou? Lei my na die regte keuse toe, na die regte pad toe. En as jy daai antwoord het, go for it. Want die Here is aan jou kant. You've got Jesus on your side. Dan kan die duiwel maar kom met sy goedjies. Waar het ons vanoggend die PowerPoint wil nie werk en dit wil nie werk en ek is so excited om die PowerPoint wat vanaand gaan wys en die Here het dit uitgesort. Dankie Nicolien. Dankie Wannie. Daar's altyd 'n way saam met die Here.
So in alles wat jy doen, let's do it the Jesus way. En ek gaan nou afsluit met 'n lied. Vader, wil net die ligte vir ons dim. Dan kan jy vir ons lied opsit en lied se naam is Jesus way. As jy hom ken, maak jy oor toe, sit en luister, reflekteer in jou lewe the Jesus way. As jy nie woorde ken nie, die woorde gaan op die bord wees. Lees dit saam en kyk as jy dat Jesus way in jou lewe kan impliseer. Gaan jy die ander wang draai? Kan jy die ander wang draai? Kan jy vir daai kollega, kan jy vir daai boelie sê, hier is vir jou 'n koppie koffie, kom ons gesit dit selfs, vir die boelie, kom eet 'n pakkie chips saam met my. Can we do it? Can we do it the Jesus way? Dankie baie. If you curse me, then I will bless you. If you hurt me, I will forgive. And if you hate me, then I will love you. I choose the Jesus way. If you're helpless, I will defend you. And if you're burdened, I'll share the weight. And if you're hopeless, then let me show you there's hope in the Jesus way. I follow Jesus, I follow Jesus. He won my sin now, gladly wear His name. He
Is dit nie wonderlik nie? Dat ons weet, ons kan, Jesus is, daar gestaan, Jesus is the answer. Dis al wat ons nodig het. Hy is ons antwoord. En alles wat ons moet doen, in elke rigting waar ons in stap, elke doel waartoe ons stap, Jesus is the way, Jesus is the answer. Ek het vanaand 'n klomp goed gesê, as julle my PowerPoint presentation soek, ek sal dit vir julle mail. As julle my notas soek, ek het dit. Maar as daar net een ietsie wat vanaand is wat vassteek, wat wil Jesus doen? And the Jesus way. Hoop julle het geniet, weet ek het baie gepraat, maar hoopelik is dat net ietsie wat vasgehak het vanaand. En ons hoop ons kan streef, ons maak dit toe. Die Hemelse Vader, ons sê lof en prys U wonderlike naam en sê vir U baie dankie, liewe Jesus. Dankie dat we can choose You. Dankie dat we can be the first fruits. Dankie dat ons weet, daar's nie einde by U nie. Thank You that we can follow You. Thank You that we can implement the Jesus way. Dat ons naastes kan lief hê soos onsself, Jesus. Dat ons ander kan kyk deur die kruis na U, liewe Heer. U wil sê vir U dankie dat U investeer in ons lewe. Dankie dat U so wonderlike Abba Vader is. Ons loof en prys U wonderlike naam. In Jesus naam, amen. Nou is dit my groot voorreg om vir Ulrich op te nooi om vir ons te kom afsluit. Dankie Ulrich. Hallo, kan allemaal maar weer. Ek wil afsluit. Proverbs 16 verse 9. We can make our own plans, but the Lord determines our steps. Nou gaan ek vir julle allemaal bid, sluit ons met jou oor. Jesus, we came before you with a humble heart, recognizing that you are the one who determines our steps. Thank you for helping us surrender our plans and desires to you, trusting that you know what is the best for us. Give us wisdom and discernment as we make decisions, and guide us along paths of righteousness for your name's sake. Help us to align our heart with your presence and to walk in faith, knowing that you are with us every step of the way. Thank you for your love, your guidance, and your presence in our lives. In Jesus' name, amen. Amen en amen. Baie dankie julle, mag julle 'n wonderlike week hê en let's choose the Jesus way. Dankie julle.